Baie hartlik welkom, liewe vriende, liewe gemeente. Ek het eintlik verskeie gedeeltes wat ek moet lees vanmôre, maar ek gaan vir julle 'n gedeelte lees uit Eksodus 16. Eksodus 16. Nadat hulle Elim verlaat het, het die hele volk Israel in die Sin-woestyn aangekom, wat tussen Elim en Sinaï lê. Dit was op die 15de van die tweede maand nadat hulle uit Egipte vertrek het. In die woestyn het die hele volk hulle teenoor Moses en Aaron begin verset en gesê: As ons maar liewer in Egipte omgekom het deur die hand van die Here, terwyl ons by die vleispotte kon sit en oorgenoeg kos gehad het om te eet. Nou het julle ons laat wegtrek tot in hierdie woestyn om die hele volk van honger te laat omkom. Toe die Here vir Moses gesê: Let nou mooi, ek sal elke keer vir julle kos uit die hemel laat reën. Dan moet die volk elke dag gaan en die dag se voorraad optel. So sal ek toets of hulle my opdrag wil nakom of nie. As hulle op die 6de dag voorberei wat hulle ingebring het, moet dit dubbel soveel wees as wat hulle elke dag opgetel het. Natuurlik omdat die ander dag dan nou die Sabbatdag was. Toe sê Moses en Aaron vir al die Israeliete: Vanaand sal julle besef dat dit die Here is wat julle uit Egipte bevry het. En môreoggend sal julle sien hoe magtig die Here is. Hy het gehoor dat julle teen hom verset. Dat julle teen ons verset is niks nie. Maar julle moet iets uitleer. Verder het Moses gesê: As die Here vanaand vir julle vleis gee en môreoggend gaan oorgenoeg kos om te eet, sal julle besef dat hy het julle verset teen hom opgemerk. Dit was nie teen ons nie, maar teen die Here dat julle verset het. Moses het toe vir Aaron gesê: Beveel die hele gemeente van Israel om voor die Here te kom staan, want hy het hulle verset opgemerk. Nadat Aaron dit vir hulle gesê het, kyk die Israeliete na die woestyn se kant toe om, en toe word die magtige teenwoordigheid van die Here sigbaar in die wolk. Die Here sê toe vir Moses: Ek het die verset van die Israeliete opgemerk. Sê vir hulle: Teen skemeraand sal julle vleis eet en teen môreoggend sal julle oorgenoeg kos hê, sodat julle kan besef dat ek die Here, julle God is, wat vir julle sorg. Teen die aandse kant het daar kwartels aangevlieg gekom en hulle het die hele kamp vol gesit. Die volgende oggend was daar 'n wolk rondom die kamp, en toe die wolk wegtrek, was die woestyn oortrek met fyn vlokkies soos ryp. Toe die Israeliete dit sien, sê hulle vir mekaar: Wat is die? Want hulle het nie geweet wat dit is nie. Toe sê Moses vir hulle: Dit is die brood wat die Here vir julle gee om te eet. Die Here het beveel: Gaan maak dit in mekaar volgens elke gesin se behoeftes, 2 liter per kop. En elke moet wat volgens die getal van die mense in sy tent. Bietjie verder af, Moses het toe vir hulle gesê: Niemand mag iets daarvan laat oorskiet tot die volgende môre nie. Maar hulle het nie vir Moses geluister nie. Party het daarvan tot die volgende oggend laat oorstaan, maar daar het miet ingekom en dit het gestink. Moses was woedend oor wat hulle gedoen het. Hulle het dit vroeg elke oggend bymekaar gemaak volgens elkeen se behoeftes. Maar net as die son begin bak, het dit weggesmelt. Ek wil vir julle 'n verhaaltjie vertel van 'n kapelaan, Michael Rotes. Hy was 'n ou wat besig is om eintlik te studeer as kapelaan in Oos-Duitsland. En hy het gewerk onder die VVO vlugtelinge uit Amerika uit. Hy raak toe op 'n stadium bevriend met 'n man en 'n vrou, en hy ontdek toe later dat daar 'n groot stuk hartseer in hulle lewe is. In Amerika was hulle op die punt om 'n kindjie aan te neem. Hulle was kinderloos, hulle kon nie kinders kry nie. En toe het daar iets gebeur dat van die regering mense teen hulle gedraai het. Hulle moes vlug uit Amerika. Hulle vlug toe na Oos-Duitsland.
En hy sê toe vir hulle, maar waarom neem julle nie 'n kindjie aan in Oos-Duitsland nie? Ek kan dit vir julle reël. Hulle het toe die welsyn gekontak en so aan, en die welsyn het toe vir hulle 2 foto's gestuur van 2 kinders, wat so ongeveer 6-7 jaar oud was. Hulle dadelik van die een seentjie gehou. Aansoek gedoen en is goedgekeur, en hulle was te bly om die seentjie Friedrich te kry. Maar die kind was nie heeltemal gelukkig by die 2 ouers nie. En hulle het hulle bes gedoen om dit vir hom lekker te maak en vir hom liefde te gee, maar hy was nie gelukkig nie. Hy het gevrees, het dit agterna uitgekom, dat hierdie ding net 'n tydelike dingetjie is, en dat dit een van die dae tot niets sal gaan. Een dag, een middag laat, het hy iets aangevang wat verkeerd was, en sy pa het hom 'n pak slaag gegee, paar houtjies geraps, en hy het kamer toe gehardloop en gehuil. Maar die volgende oomblik in die kamer het hy gesien, hier is die pa en die ma, en hulle het saam met hom gehuil. Toe besef hy, want die pa sê toe, as jy stout is, gaan ons jou waarskynlik weer raps, maar ons sal vir jou lief bly vir altyd. Ons sal jou versorg vir altyd. Ons gaan jou nooit los nie. En dit het 'n drastiese ommekeer in hierdie kind se lewe verander, want die Sondag toe hulle in die kerk is, toe die kapelaan verbygestap kom, toe hang Friedrich by die venster uit, en hy roep na die kapelaan, en hy sê, mijn vader hebt meer aangeslagen, my pa het my geslaan, pak slaag gegee. En toe die kapelaan nou die hele storie hoor, en met die seentjie praat, was die seentjie baie gelukkig gesê, hy weet hierdie mense is lief vir hom. En dis dikwels maar so in die lewe, dat 'n mens dikwels ontdek, dat in krisisse, ontdek jy dikwels waarheid, en egte liefde, en omgee, en versorging. Jakobus praat oor beproewing wat oor ons pad sal kom. En dis nie lekker as 'n mens in so 'n tyd van beproewing is nie. Maar jy moet weet dat die Here jou nie sal vergeet nie. Die woestyn, moet jy weet, in die Bybel is 'n plek, is 'n ambivalente plek. 'n veelkantige, tweekantige plek. Want die volk Israel, toe hulle uit Egipte getrek het, as daar 2 paaie, wat hulle kon trek. Die een pad was deur die Filistynse gebied, wat 'n baie maklike pad was. Maar dan het hulle te doen gekry met die vyand, met die Filistyne, wat verseker vir hulle sou gekarnuffel het, wat hulle in diens sou geneem het as slawe, wat hulle sou mishandel het. Die ander pad was direk deur die Sinwoestyn. Maar dit was vir hulle nogal 'n skok, want hulle het gedink, hulle trek nou na 'n beloofde land van melk en honing toe. En skielik is hulle in 'n woestyn, waar jy moeilik loop, waar daar nie kos is nie, waar daar nie water is nie, waar die son jou brand. So dis 'n moeilike pad wat hulle stap. En daarom het hulle gekla en gemurmureer en so. Ek sê, die woestyn is ambivalent. Is veelkantig. Maar kom ek noem vir jou persone wat 'n woestynervaring gehad het, wat jy van weet. Die eerste persoon wat ek wil noem is natuurlik Johannes die Doper. Hy het in die woestyn gebly
by die Qumran ouens, die Qumran sekte, wat baie eng en streng geleef het. Hy het kameelhare kleed gehad, en hy het geleef van willevrugte en van heuning. Nou die willevy wat hy van geleef het, was 'n soort van 'n vruggie, wat jy darm bietjie kon eet, daar's 'n bietjie sappigheid in. En toe later het hy by die Jordaan mense gedoop wat tot bekering gekom het. Dit was dieselfde Johannes wat op 'n stadium gekyk het en toe sê hy, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld gaan wegneem. En wat die hoogtepunt beleef, dat Jesus vir hom sê, doop my Johannes, en hy sê, ek sal u nooit doop nie. Hy sê, doop my Johannes. En Johannes het hierdie wonderlike ervaring. Later het hy weer 'n slegte ervaring gekry toe hy gevange geneem is en in die tronk gegooi is, en hy het die vraag gevra hier in Matteus 11, is u die Christus wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? En hy het mense gestuur na Jesus toe om dit te vra, en Jesus het hulle teruggestuur en vir hulle gesê, sê vir Johannes, blindes sien, lammes loop, krepeles word gereinig, en so word die evangelie verkondig. En gelukkig is elkeen wat nie aan my twyfel nie. Daar's 'n ander man, Elia, wat ook 'n woestynervaring gehad het. Ons lees daarvan in 1 Konings 17. Hy het 3 jaar droogte voorspel, en hy toe gaan bly by die weduwee van Sarfat. Ons lees dat die spruit daar, wat daar verbygeloop het, wat vol water was, die spruit Krit, het totaal opgedroog. En hy het toe 'n laaste bietjie meel gekry by die vrou, en daarvan brood gebak, en toe sterf die weduwee se kind. Laagtepunt. Sy sê, dis jy is die oorsaak, wat van het jy gekom het ek ongeluk. En hy tel die kindjie op met sy arms, en hy blaas lewensasem in hierdie kind terug, en hierdie kind kom tot lewe. Hoogtepunt. Hy kom by die berg, en dit ken jy ook goed, hy kom by die berg Karmel, waar hy die 400 Baal-profete uitdaag. Toe, vra vir julle God om hierdie vleis op die altaar aan die brand te laat steek, en die ouens bid tot hulle God, en dit gebeur nie, en hulle raak naderhand so omgekrap, dat hulle mekaar begin raak kap met swaarde en allerlei goed, en toe is dit sy beurt. Hy sit die vleis op die altaar, hy sê, maak 'n sloot rondom, gooi dit vol water, en hy bid tot die Here, en dan kom vuur uit die hemel uit, dit verteer die vleis, en dit lek die water op, en het brand die klippe en die altaar stikkend, tot poeier. Maar toe kry hy die boodskap, dat Agab se vrou sê, Jezebel sê, ons gaan jou nou laat doodmaak. En daar vlug Elia die woestyn binne. En hy gaan lê onder 'n besembos, laagtepunt. En hy sê, Here, maak my liewerste dood, ek wil nie meer lewe nie. Hy het nou net hierdie groot ervaring gehad van die 400 Baal-profete wat vernietig is. Almal is doodgemaak. En van God wat vuur uit die hemel laat kom het. En nou is hy bang vir Jezebel. En die Here maak hom wakker deur 'n engel en sê vir hom, staan op en eet, en daar's kos. En hy eet en raak weer in die slaap. En die engel van die Here kom later en maak hom weer wakker en gee weer vir hom kos. En die engel van die Here sê vir hom, loop van hier af tot by die berg Horeb, 40 dae. En daar gaan ek weer met jou praat. So dis 'n moeilike pad wat hy moet stap nou. 40 dae deur die woestyn is nie 'n grap nie. En dan kom hy uiteindelik aan
want hy loop nou deur die Damaskus woestyn, dis 'n ander tipe woestyn. En dan kom hy aan by 'n berg waar hy nou in 'n grot moet skuil. En die Here sê vir hom, gaan staan by die opening van die grot. Daar's 'n aardbewing en daar's storms en daar's winde. En die volgende oomblik is daar 'n sagte windjie wat waai. En die Here kom met 'n stem wat hy vir hom sê, Elia, gaan salf Elisa vir my as profeet. En hy gaan na Elisa toe. En hy salf Elisa profeet en hy vat sy mantel en hy hang hom om Elisa, want Elisa het dit ook gevra. En Elisa en Elia word daarna met 'n wa van perde en vuur in die hemel opgeneem. Is die hoogste punt. Hy gaan direk reguit God toe. En Elisa kom by die Jordaanrivier en hy vat dieselfde mantel van Elia en hy slaan op die water en die loop oop en daar's 'n pad wat jy kan deurstap. Woestynmense wat op en af ervarings beleef. Val en opstaan. Hoogtepunte, laagtepunte, hoogtepunte. Die impak van die woestyn moet jy goed verstaan. Want hierdie ouens in die woestyn moet oorleef met die heel basiese dinge wat daar is. Maar wat wel in die woestyn geleer is, hulle leer afhanklikheid van mekaar. Hulle leer om klaar te kom met die heel basiese. Hulle leer wat is die verganklikheid van die mens. Hulle leer om staat te maak op die hulp van ander, want hulle weet hulle het mekaar nodig. Maar die woestyn is ook soort van 'n wipplank ryery, want in die een oomblik gaan dit sleg en dan gaan dit goed en dan gaan dit sleg en dan gaan dit goed. En die Here wil hê dat hulle ook in die slegte omstandighede wat nie lekker is nie, dat hulle hom moet vertrou. Want dis hoe dit in die lewe gaan. Party mense is baie gelukkig en lewe altyd hierbo op 'n high. Maar meeste van ons mense gaan maar deur laagtepunte en hoogtepunte en laagtepunte en hoogtepunte. En dan in die laagtepunte is ons geneig om te sê, die Here het ons nou vergeet te verlaat. En baie keer in die hoogtepunte is ons so trots op onsself, dat ons ook dink, ons het die Here nie nodig nie. Die woestyn leer vir jou een ding is dat jy kan nie sonder die Here nie. Want die woestyn is 'n metafoor wat nog steeds geld vir my en vir jou, dat in ons daaglikse lewe is daar hoogtepunte en laagtepunte, waar ons dink ons kan sonder die Here klaarkom, maar ons kan dit waaragtig nie doen nie. Want die woestyn het ook 'n ander betekenis, die bitterwater word soet gemaak. Geen water, slaan Moses op die rots en daar's water. As hulle honger is, dan sê die Here, ek sal vir hulle kos gee. En dan kom 'n sterk stormwind en die stormwind druk kwartels, so 'n klein voeltjie, teen die grond vas, en hulle kan hope vleis kry om te eet. En dan kom daar 'n digte wolk met mistigheid, en as die wolk weggaan, dan lê daar sulke wit vlokkies op die aarde. En hulle vat dit, hulle eet, maar hulle mag dit net genoeg bymekaar maak vir een dag. En party van hulle was weer ongehoorsaam, en die volgende dag gesien hulle daar's miet in hierdie broodkorreltjies. Dan leer jy wat is afhanklikheid van die Here as jy weet, die bietjie kos wat jy nou bymekaar maak vir vandag, is net vir vandag. Jy maak nie tonne bymekaar nie, jy maak genoeg vir mekaar vir jou om te eet vir vandag. Dan leer jy om in afhanklikheid van die Here te leef van dag tot dag. Van dag tot dag.
iets wat hulle ontdek het in die woestyn is, hulle moet dit weer ontdek, dat die Here altyd daar is. Hy is die een wat voorsien, hy is die een wat beskerm teen die vreemde volke en aanvalle, hy is die een wat hulle gevoed het, hy was die een wat onmoontlike dinge moontlik gemaak het, soos water uit 'n rots en kwartels en manna en ensovoorts. So hulle leer eintlik die veelkantigheid van God. Hulle sou leer dat God daar is om hulle te troos, om vir hulle te sorg, om hulle te voed, om hulle te genees, as daar dinge gebeur. Hulle sou een ding leer, vertrou die Here. Vertrou die Here. Dit sou hulle leer. Ek wil vir u vra ook, ons almal gaan deur hierdie ups and downs, hoogtepunte en laagtepunte. Partykeer is ons geneig om, en ek is self baie skuldig daaraan, dat jy so vashou aan hierdie laagtepunt, dat jy dink jy self is ook maar niks werd nie. Dat jy self dink, jy is maar 'n mislukking. Moenie. God gaan jou daardeur help, dat jy kan aangaan. En soos iemand gister weer vir my gesê het, moenie terugkyk nie. Kyk vorentoe. Kyk op boontoe. Want God is die een wat jy kan vertrou, wat planne het vir my en vir jou lewe, vir die toekoms, wat sal sorg. Kom ons bid saam. Dankie Here dat U 'n God is wat sorg, 'n God wat ons kan vertrou, 'n God wat na ons kyk, wat ons emosies verstaan, wat ons tekortkominge verstaan, wat ons krisisse verstaan, wat uitkoms gee. Ek bid o Here asseblief dat U sal wees met mense in die gemeente Stoffel wat elke dag sy suster en sy vroukie moet gaan sien. En Here, daai periode wat hy hulle kan sien vir 3-4 ure is uitmergelend elke dag. Gee vir hom krag. Ek bid vir Grieta wat hierdie lighoofdigheid ervaar en wat kanker het, dat hy met haar sal wees en dat hy ook regtig vir haar nuwe krag sal gee. Ek bid vir Nelia se familie wat gister by oopgraf moes staan. Dat U hulle almal sal troos. Asseblief o Here. Wat vir hy na man aan sy hand, hou hom styf vas, vertroos hom, wees hom naby. Die kinders, Pieter hulle, die broer, Here, troos hulle, vertroos hulle. Ek bid Here dat U sal wees met Tannie Susan Esterhuisen, wat baie sukkel met haar gesondheid, help dat dit beter gaan, beter en beter. En gister het ek weer gesien, daar's mense wat by 'n begrafnis is, wat skielik ook begin huil oor hulle eie seer van 'n jaar, 2, 3, 4 jaar terug. Dan as jy voel jy is in die woestyn alleen, God verlate. Here, maak hulle weer bewus van U teenwoordigheid, versterk hulle, vertroos hulle, geef hulle krag van dag tot dag. Bid vir Tannie Anna wat nou 'n hele ruk lank al regtig sukkel met bronchitis en baie kortison moet gebruik en so aan, dat U vir haar ook sal heeltemal gesond maak. Ag Here, eintlik moet ek almal se name noem, want almal het maar ups and downs.
maar ek bid dat U met almal sal wees. Hou almal styf vas. Maak ons 'n biddende klompie mense wat krag ontvang van U, mense wat U aanbid en wat U eer. Ek vra dit in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons God. Amen. Ontvang met bidende harte die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly. Amen. Mooi dag en mooi week vir julle.